Vir 'n traumachirurg is die beserings wat jy kan sien selde die wat jou regtig bang maak. Nee, die ware stryd word dikwels in stilte geveg teen 'n vyand wat jy nie kan sien nie, massiewe interne bloeding. Vandag duik ons in die wêreld van abdominale vaskulêre trauma, 'n genadeloose wedloop teen tyd waar elke liewe sekonde tel. Hierdie aanhaling, direk uit die bronmateriaal, slaan die spyker op die kop. Wanneer iemand se buik deurdring word, hy sê deur 'n mes of 'n koel, is dit nie altyd die skade aan die organe wat die meeste lewens eis nie. Dis die bloeding van daai groot, massiewe bloedvate. En dit is die kern van die ongelooflike uitdaging wat gerugge in die gesig staar. En as jy dink dit klink ernstig, kyk net na hierdie syfer. 67%. Dis die sterftesyfer vir beserings aan die aorta, die liggaam se absolute hoofslagaar. Kom ons wees duidelik. Dit beteken 2 uit elke 3 pasiënte met hierdie spesifieke besering oorleef dit eenvoudig nie. Dit wys jou net presies hoe dodelik hierdie goed is en hoekom elke enkele stap van die ongelukstoneel tot op daai operasietafel absoluut kritiek is. So, wat is die een ding wat alles hier bepaal? Die enige belangrikste faktor in hierdie hele oorlewingsverhaal? Dis eenvoudig, spoed. Die bronne is glashelder hieroor. Die tyd wat verloop tussen die oomblik van besering en die oomblik wat 'n chirurg daai bloeding kan stop, is die mees bepalende faktor vir oorlewing. Punt. En om te verstaan hoekom dit so gevaarlik is, dink daaraan so. Jou liggaam se hoofare en are is basies 'n komplekse pypstelsel onder geweldige druk. 'n Gat in een van hierdie hoofpype, soos die aorta, is nie 'n stadige lek nie. Nee, dis 'n katastrofiese breuk. Dit kan die liggaam binne minute van sy bloed beroof. So, hoe navigeer 'n chirurg hierdie absolute chaos binne in die liggaam? Wel, hulle gebruik 'n mentale kaart. Hulle verdeel die buik strategies in verskillende sones. Dit help hulle om blitsvinnig die bron van die bloeding te identifiseer en dan die beste aanvalsplan te kies. En hier is min of meer hoe daardie kaart lyk. En hier is daai kaart. Dis hoe orde uit chaos geskep word. Kyk na sone 1, die middellyn. Dis die absolute gevaarsone, want dit bevat die hoofpype soos die aorta en die vena cava. Sones 2 en 3 aan die kante en in die bekken sluit weer die vate na die niere en die bene in. So deur 'n besiging in 'n spesifieke sone te plaas, weet die chirurg dadelik watter strukture in gevaar is en wat die beste manier is om daarby uit te kom. Hierdie grafiek bevestig net daai gevaar. Die 3 mees algemeen beseerde vatte, die inferior vena cava, die aorta en die iliaake arterie, is presies die grootstes in die buik. Hulle is groot teikens en 'n besering aan enige een van hulle lei onmiddellik tot massiewe, katastrofiese bloedverlies. Goed, nou beweeg ons uit die hospitaal uit, terug na die toneel. Want wat voor die pasiënt by die hospitaal kom, is deurslaggewend. Die filosofie hier is eenvoudig, maar dit het oorlewing drasties verbeter. En dit word genoem scoop and run. Die harde, koue werklikheid is dat paramedici hierdie soort bloeding nie langs die pad kan stop nie. Die enigste plek waar dit regtig kan gebeur, is op 'n operasietafel. So hul belangrikste taak is nie om tyd te mors met ingewikkelde prosedures nie, maar om die pasiënt te scoop, op te laai en te run, te jaag na die naaste traumasentrum. Elke sekonde wat op die toneel spandeer word, is letterlik 'n sekonde nader aan die dood. Nou, hier is 'n fascinerende konsep wat dalk nie dadelik intuïtief sin maak nie. Vir jare was die tradisionele benadering, soos jy hier links sien, om soveel vloeistof as moontlik in die pasiënt te pomp om die bloeddruk weer normaal te kry. Maar navorsing het gewys, dit kan die bloeding actually vererger. As jy die druk te hoog stoot, blaas jy enige tydelike klont wat dalk besig was om te vorm, reg uit die gat uit. Die nuwe doel is dus beheerde hipotensie. Regs, hou die bloeddruk net hoog genoeg om die brein en hart aan die gang te hou, totdat die chirurg die lek permanent kan stop. Die oomblik wat daai ambulansdeure by die noodkamer oopvlieg, skop alles in 'n selfs hoër rad. Hier is daar absoluut geen tyd vir lang, uitgerekte toetse nie. 'n Hele span dokters en verpleegsters werk soos 'n geoliede masjien om die pasiënt te stabiliseer en daai een kritieke besluit te neem. Waarheen volgende? En hierdie is die rooi vlagge, die sleutelaanwysers wat 'n pasiënt direk, sonder om go te druk na die operasiesaal stuur. As hul bloeddruk krities laag is, as hul buik hard en seer is, of as daai vinnige ultrasonaar, die FAST-eksamen, wys daar is vrye bloed in die buik,
Dan is daar geen tyd om te wag nie. Hulle gaan reguit teater toe. Elke sekonde se vertraging verminder die kans op oorlewing dramaties. En in daai operasiesaal het die benadering tot hierdie kritiekbeseerde pasiënte heeltemal verander oor die jare. Die ou idee was om alles in een lang marathon-operasie te probeer herstel, maar die nuwe, lewensreddende filosofie word skadebeheerchirurgie genoem. Dis 'n game changer. Die konsep is eintlik eenvoudig, maar dis diepgaande. Die pasiënt is vasgevang in wat dokters die dodelike triade noem. Hulle is yskoud, hul bloed het te suur geword en dit kan nie meer behoorlik stol nie. In hierdie toestand sal 'n lang komplekse operasie hulle doodmaak. So, in plaas daarvan om alles te probeer regmaak, doen die chirurg net die absolute noodsaaklike minimum om hulle aan die lewe te hou. Stop die hoofbloeding, pak die area om kleiner bloeding te beheer en kom uit. Die res van die geveg word na die intensiewe sorgeenheid verskuif. So, hier is hoe dit stap vir stap werk. Eers in die teater word die onmiddellike krisis hanteer. Katastrofiese bloeding word gestop, miskien met klampe of tydelike pypies om bloedvloei te herstel. Dan die deurslaggewende stap. Die buik word oopgelaat en tydelik bedek met 'n spesiale vakuumverband. Dit gee die pasiënt 'n broodnodige blaaskans. In die ICU word hulle fisiologies herlaai. Hulle word opgewarm, hul bloedchemie word reggestel en hulle kry stollingsfaktore. Eers wanneer hulle sterker is, gewoonlik so 24 tot 48 uur later, gaan hulle terug teater toe vir die finale definitiewe herstelwerk. Maar om die operasie te oorleef, is ongelukkig net die begin. Dis die helfte van die stryd. Die pad na herstel is lank en dis vol potensiële komplikasies, wat net so dodelik soos die oorspronklike besiging kan wees. Een van die heel grootste gevare word abdominale kompartementsindroom genoem. Na al die bloeding en vloeistowwe swel die ingewande so erg dat die druk binne in die buik hemelhoog styg. Hierdie druk kan dan die bloedvloei na kritieke organe soos die niere heeltemal afsny. En onthou jy, ons het gesê hulle los die buik oop. Wel, dit is presies hoekom, om hierdie gevaarlike drukopbou te voorkom. Maar, en dis die goeie nuus, die storie eindig op 'n hoopvolle noot. Tegnologie staan nie stil nie. Hibriede operasiesale laat chirurge toe om oop chirurgie te kombineer met tegnieke van binne die bloedvat, soos stents. En dan staan nuwe tegnieke soos RBOA. Dis basies waar 'n ballon deur 'n slagaar in die lies opgestoot word om die aorta van binne af te blokkeer. Dit koop krippiese tyd sonder dat 'n massiewe operasie nodig is. Dis ongelooflik. Wat ons hier sien, is 'n storie van voortdurende, briljante innovasie op die heel skerpste punt van die medisyne. Beserings wat 'n dekade gelede 'n gewisse doodsvonnis was, word vandag al hoe meer oorleefbaar. En dit los ons met 'n laaste, fascinerende vraag. As dit is waar ons vandag is, wat sal die grense van oorlewing môre wees?